Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ons het vanoggend in goeie Oos-Vrystaatse tradisie in 'n baie koue oggend opgestaan. Ek weet nie of dit ook agter, maar vanoggend was vir my kouer as die res van die week. So ek hoop jy is warm vanoggend. Ek hoop dis 'n mooi week wat vir julle voorlê. In ons Pinksterreeks, broers en susters, ons begin vanoggend met die Pinksterreeks. Ons gaan hierdie hele week en volgende week sluit ons af met die Pinksterreeks. Ons is saam met Eureka en ons kyk so 'n bietjie na die boek Nehemia, en baie spesifiek na 'n deel van die herbou van die mure van Nehemia en ook na die poorte en hoe dit geestelik op ons lewe reflekteer. Ons het vanoggend die diens en dan môreoggend, dinsdagoggend en woensdagoggend 10:00 hier by ons kerk het ons ook 'n diens 10:00, maandagoggend, dinsdagoggend en woensdagoggend. En dan 6:00 in die aande, maandag, dinsdag en woensdag, het ons by Eureka Kerk, het ons daar gesamentlike dienste. Dis dieselfde predikant wat preek, ons maak beurte, so die een wat die oggend hierso preek dan by Eureka die aand. Broers en susters, ons Pinksterreeks, 10:00 in die oggende in die week hier, en dan 6:00 in die aande by Eureka. Neem my lewe, laat dit Here, ons gaan twee lekker opgewekte liedjies sing, maar dis nou Pinkster, né? Ons het min kans om sulke lekker opgewekte goed te sing. Vers 1, 3, 4 en 5 op die Green Bereis se wysie Wilhelmine. Right, 1, 3 en 4 en 5 van ons. Psalm 33, as ons nou sing dat die Gees in ons harte woon, dan moet ons dan seker definitief met 'n halleluja in ons hart leef, né? Weet dis 'n baie opgewekte liedjie, maar sing ons saam met ons, halleluja in my hart, en kyk bietjie hoe lekker Tokkel stel hy klavier by hierdie ding, hoor? Ek love dit daai goeders. Daar's hy, dankie. Kom ons staan asseblief, kom staan. God van
Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige lied. Dis lied 199 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Lied 199 vers 1 en vers 3. Kom ons staan, dan sing ons hierdie twee verse hartlik saam. Loof die Here op. Broers en susters, hierdie Pinksterweek gaan ons so 'n bietjie uit die boek Nehemia uit met mekaar saam lees. En as 'n mens so 'n bietjie verder lees, ons gaan nou nie deur die hele boek Nehemia lees nie. Maar as 'n mens so 'n bietjie deur die boek Nehemia lees, dan sien jy dat die volk Israel baie redes gesoek het om fees te vier. Dit het nie baie vir hulle gevat om die naam van die Here te loof en fees te vier in die naam van die Here nie. Kort nadat die muur herbou is, vier hulle in 1 maand 3 feeste. Ek dink in daai hele maand het hulle dalk 2 of 3 dae nie fees gevier nie. Is amper asof hulle net 2 of 3 dae gewerk het. Maar in Israel het hulle 'n rede gesoek om fees te vier. Hulle het 'n rede gesoek om die grootheid van die Here raak te sien. Maar iets wat elke keer gebeur het, wanneer hulle fees gevier het, is die priesters en die leviete, Nehemia en Esra, het die wetboek gaan haal. Die Pentateeg soos ons dit ken, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. En dan het die volk bymekaar gekom en hoe hulle fees gevier het, is hulle die wet van die Here gelees. Hulle het die wetboek gevat en dan het die priesters partykeer vir 'n hele dag lank het hulle net uit die wetboek vir die volk voorgelees. En is op grond hiervan wat die volk dan fees gevier het, lofliedere gesing het en dankbaar was. Ek gaan nie vanmôre die hele wetboek vir u voorlees nie. Ek gaan nie dat ons tot 5 uur vanmiddag hier sit nie, maar ek gaan die wet van die Here vanmôre vir u voorlees. En ek wil hê jy moet vanmôre, as ons na die wet luister, 'n rede soek om fees te vier daaruit. Want wat gebeur het, is die Here het baie keer deur die wet die Israeliete aangespreek. En dan het hulle die godheid en die almag van God se verlossing ontdek. Ons vier vanmôre fees. Ons vier vanmôre op Sondagoggend 'n opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. En soos Nehemia en Esra van ouds, wil ek graag uit die wetboek van die Here vir ons lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.
Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gee nou 'n paar oomblikke van stilte. O Heer, die liefde wondergroot, maak my van sonde vry. U seun ontruk my van die dood. Hy dra die kruis vir my. Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek vra lied 506 vers 1 en vers 3. Lied 506 vers 1 en vers 3. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Nehemia uit. Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 1. Ons gaan die eerste 3 verse daar lees. Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 1 en is op bladsy 512 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word in U naam. Here, dat ons in U vrede kan intree vanmôre en vir 'n oomblik in U teenwoordigheid kan stil word, kan veilig voel. Ja, Here, en verbly kan word in ons harte. Here, ons dankie dat ons U woord kan oopmaak en kan vra, Heilige Gees, breek dit asseblief vir ons oop. Here, kom vanmôre en laat U woord ons vul van binne. As ons vanmôre begin kyk na hierdie poorte in die stadsmuur rondom Jerusalem, Here, wil ons vra dat U ons op ons geestelike reis, ook in ons eie lewe by hierdie poorte sal laat aandoen. Here, U tempel was destyds die hart van Jerusalem. Die tempel, Here, was die simbool van waar U teenwoordigheid bly en is. En ons wil U teenwoordigheid in ons lewe hê meer as enigiets anders. En Here, daarvoor wil ons dit soek vanmôre. Ons wil vra, Here, dat U asseblief vir ons ook ons hart sal oopmaak. Soos Jerusalem se poorte oopgestaan het, Here, om in te kom, wil ons vanmôre ook in U teenwoordigheid inkom. Dit wat in ons lewe afgebreek is. Here, dit wat die wêreld in ons lewe geskaad het, wil ons vanmôre kom vra dat U sal vergewe, sal skoon was, Here, en ook sal nuut maak. Dat dit wat afgebreek is, U sal herstel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nehemia hoofstuk 3 vanaf vers 1. Die hoofpriester Eljasib en sy ambtsgenote, die priesters, het begin en die skaappoort gebou. Hulle het die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van die 100. Dit gewy en toe verder gebou tot by die Hananel-toring. Die manne van Jerigo het die volgende stuk gebou en Sakur, seun van Imri, die volgende. Die Sena-familie het die vispoort gebou. Hulle het die houtwerk klaargemaak en die deure, die skaniere en die sluitbalke ingesit. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek is seker u het al almal van hierdie Bybelse tyd se stories gekyk van oorlog. Nou in Jesus se tyd in Nehemia se tyd, wanneer oorlog plaasgevind het en een nasie het gewoonlik 'n ander nasie aangeval, het hulle baie keer stede in beleg geneem. Hulle het die stede omsingel
En dan wat hulle gedoen het, is hulle die watertoevoer afgesny, hulle het kos wat ingaan het hulle afgesny, hulle wou met ander woorde die mense in die stad verhonger, hulle wou hê die mense moet nie drinkwater hê nie, en dit het gebeur dat daar dan baie siektes en pes uitgebreek het. Totdat die mense of uitgekom het, of totdat hulle stelselmatig die poorte kon oopbreek, of baie keer die mure van 'n stad kon afbreek. Ek dink persoonlik, in ons wêreld, in ons tyd, is ons geloof onder beleg. Siege, soos in die Engelse dit bekend staan. Dit voel vir my, broers en susters, dat ons geloof, ons waardes, ons norme as gelowiges in 2025 onder beleg is. Dit voel asof die wêreld besig is om ons aan te val en met alle strategieë te kom om ons geloofswater in ons lewe af te sny. Om ons geloofswater te besoedel, om ons geloofskos eintlik weg te hou van ons af. Ons sien al hoe meer, en ek dink almal weet van dit en ken die woord, ons sien al hoe meer hoe die woke kultuur besig is om in ons lewens in te kom. Alles is oukei. Elkeen kan maar net doen wat hy wil. En stelselmatig is ons besig om liberaal al weg en verder van die woord van God al weg te beweeg. Morele waardes tel nie meer vir mense van vandag nie. Ons sien dit onder ons Hollywoodsterre, ons sien dit onder ons popsangers, ons sien dit onder elke mens wat deesdae amper voel dit vir my as 'n hero en as 'n rolmodel beskou word. En vanoggend begin ons die vraag vra, hoe verhoed ons hierdie beleg, hierdie siege wat in ons lewe plaasvind? Hoe herbou ons weer die poorte in ons lewe wat die wêreld besig is om af te breek? Want broers en susters, glo vir my, die wêreld is jou vyand wat in jou hart wil indring. Satan wil die wêreldsomstandighede en die kultuur gebruik om jou waardes, jou norme af te breek tot daar niks is. En in hierdie week in Pinkster gaan ons kyk hoe deur die Heilige Gees bou ons hierdie mure op. Hoe bou ons hierdie poorte op sodat die wêreld nie ons kan indring nie. Sodat die tempel, die hart van God in ons binneste beskut is en kan klop. En so gaan ons in hierdie week so rondom die stadsmuur, ons gaan so hier in die ooste begin van die stadsmuur van Jerusalem, en ons gaan so poort vir poort, gaan ons so deur hierdie stad gaan en kyk hoe raak dit ons geestelike lewe. Hoe herbou ons entoesiasme en geloof vir God? Nou ek wil begin vanmôre met die eerste twee poorte. En dit is die skaappoort en die vispoort. Nou ons gaan nou daarby kom. Nou, net so 'n bietjie agtergrond. As jy die boek Nehemia lees, en broers en susters, ek sê dit baie, partykeer lees jy 'n gedeelte in die Bybel en al wat jy kan net sê is, wow, God is net ongelooflik. God se wysheid, God se almag, God se voorsienendheid is net op 'n volgende vlak wat ons as mense nooit sal kan verstaan nie. En Nehemia is so 'n boek. Nou wat belangrik is wat 'n mens moet weet van die boek Nehemia is watter jaar die boek Nehemia geskryf is. Nou ek weet baie van u weet dit nie, maar ek gaan dit vir julle vanmôre sê. Die Bybelboeke, Genesis tot aan die einde van Openbaring, is nie wat ons noem kronologies gerangskik nie. Met ander woorde, hulle is nie gerangskik om te sê Genesis is eerste geskryf, Exodus tweede en Openbaring laaste nie. Die Bybelboeke is kategories is hulle gerangskik. Nou die laaste boek wat in die Ou Testament geskryf word, met ander woorde, die nuutste Ou Testamentiese boek, is die boek Nehemia. Al die ander boeke in die Ou Testament is ouer as Nehemia. Die boek Nehemia is ongeveer 400 voor Christus geskryf. So 400 jaar voor Christus is die boek Nehemia geskryf. Nou kan jy vir my sê, Rian, is net 'n geskiedenisles. Wat beteken dit? Dit openbaar die ongelooflike almag van God. Want in die boek Nehemia lees ons een van die laaste en grootste dade van God wat plaasvind in voorbereiding vir die geboorte van Jesus Christus 400 jaar later. Die boek Nehemia beskryf vir ons van een van die groot wonderwerke wat God doen, juis spesifiek op daai tyd, om dag vir dag vir die volgende 4 jaar
die pad voor te berei en te baan vir die koms van Christus. Die herbou eers van die tempel onder Esra en dan die herbou van die muur rondom Jerusalem onder Nehemia. Want Nehemia in Jerusalem speel in Jesus se lewe 'n geweldige groot rol. Van die grootste gebeurtenisse in Jesus se lewe speel in Jerusalem af. En dit sou nie kon gebeur het as God nie die Israeliete teruggebring het uit ballingskap en die tempel en die muur herbou het nie. Dan kon die voorbereidingswerk, die grond nie geploeg word vir die saad van Jesus Christus om gesaai te word nie. Want in Jerusalem gebeur 'n klomp goed. Jesus het sy eerste, wil ek sê, opleidingssessie in Jerusalem waar hy in die tempel leer. Hoeveel wonderwerke gebeur in Jerusalem? Jesus spandeer sy hele laaste week van sy lewe spandeer hy in Jerusalem. Dit is in die bovertrek in Jerusalem waar Jesus die eerste keer saam met sy disippels nagmaal vier. Dit is net buite Jerusalem waar Jesus gekruisig word. Net buite Jerusalem is die tuingraf. En dan die uitstorting van die Heilige Gees vind in Jerusalem plaas. En so as 'n mens die boek Nehemia lees, moet jy onmiddellik 400 jaar vorentoe dink na Jesus Christus en sy disippels. En dis hoekom ek sê, dis wow. Broers en susters, mense kan nie hierdie goed uitdink nie. Mense kan nie hierdie goed opmaak nie. Dis God wat hier deur sy woord opborrel 400 jaar later in die lewe van Christus. 2400 jaar later in ons lewens. En so gaan ons kyk na hierdie muur. So gaan ons kyk na hierdie poorte. En my gebed is dat as ons hierdie poorte vat, broers en susters, dat jy die grootheid van God sal raak sien. Want hierdie poorte is gevul, is gepak met simboliek. En ek wil vra dat jy die Bybel sal oophou en ons gaan lees daar uit Nehemia uit. En ek gaan eers die eerste vers vir u lees. En ek dink altyd by myself as ons die Bybel lees, broers en susters, ons lees dit baie keer, maar hoeveel dinge mis ons? En ek gaan vanmôre baie diep in hierdie eerste vers inboor. Ek wil hê jy moet saam met my kom vanmôre en eintlik 'n mikroskoop vat en hierdie eerste vers in Nehemia 3 gaan ons baie diep ingrawe en in delf. Dit is ongelooflik wat hier staan. Ek lees net weer daai vers 1 in hoofstuk 3. Die hoofpriester Eljasib en sy amptgenote, die priesters, het begin en die skaappoort gebou. Hulle het die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van die 100, dit gewy en toe verder gebou tot by die Gananel toring. Ek wil ons net eers daar stil staan en so 'n paar interessante goed, belangrike goed uit hierdie gedeelte uithaal. Nou broers en susters, ek het lank gesit en dink, hoe begin 'n mens die preek oor die poorte? En die beste manier is om te begin by die begin. Nou kan jy net onthou, het ek al die storieetjie vertel nie. Daar word 'n storie vertel van 'n jong seentjie. Hy was so 8-9 jaar oud gewees, wat die Here ongelooflik lief gehad het met sy hele hart. En hulle het in die week sonndagskool gehad. En hy het die middag van die sonndagskool afgekom en toe hy by die huis instap, toe sit sy oom by die kombuistafel en sy oom is 'n ateïs, glo glad nie in die Here nie. En die mannetjie kom daar in met die Bybel baie opgewonde en hy sê vir sy oom, die Here is so groot. Die juffrou in die sonndagskoolklas het vir ons gesê, al die antwoorde, al die vrae aan die lewe, het 'n antwoord in die Bybel. En die oom is toe 'n bietjie aspris en hy sê toe, okay, ek sê vir jou wat, ek gaan met jou 'n deal aan. Ek gaan vir jou 'n vraag vra. En ek wil hê jy moet hierdie vraag uit die Bybel uit antwoord. En die jong mannetjie sê, is reg, enige vraag oom, enige vraag. Vra dit vir my, ek sal vir oom uit die Bybel uit bewys. Die oom sê, is reg, bewys vir my uit die Bybel uit, dat die maan nie van kaas gemaak is nie. Yes, nee, ouetjie sê, maar oom, ons weet die maan is nie van kaas gemaak nie, ons weet die maan is van klip en stof en allerlei ander goed gemaak, maar die maan is nie van kaas gemaak. Die oom sê, nee. Jy het gesê die maan is, al die antwoorde is in die Bybel. Jy moet vir my uit die Bybel uit bewys, dat die maan nie van kaas gemaak is nie. En die mannetjie is daar na sy kamer toe, nou sit hy en dink, hoe gaan hy vir sy oom bewys, dat die maan nie van kaas gemaak is nie? En hy onthou toe, sy juffrou in die skool,
in Sipaan se B wat hom leer lees het gesê, as jy lees, dan begin jy by die begin. As jy 'n boek lees, dan begin jy by die begin. En so gaan die seentjie Genesis toe en hy lees die skepingsverhaal. Ag, en is hy 10 minute nie, as hy terug in die kombuis en hy sê, oom, ek het die antwoord. Dan sê oom sit in sulke groot oë, hy sê, ja, bewys vir my uit die Bybel uit dat die maan nie van kaas gemaak is. Hy sê, is maklik oom, en hy lees so die skepingsverhaal, en hy kom op die 4de dag, en hy sê, en op die 4de dag het die Here die son, die maan en die sterre gemaak. En die oom sê, nee, is reg, maar bewys vir my. Hy sê, nee, is reg oom, kom ons lees verder. En hulle lees verder, en hy sê, op die 6de dag het die Here die mense, die diere gemaak. En die oom sê, nee, jy moet nou vir my mooi verduidelik. Hy sê, nee oom, is baie eenvoudig. As die Here die son, die maan en die sterre op die 4de dag gemaak het, en die diere, die koeie, op die 6de dag, waar moes hy die melk gekry het op die 4de dag, om die kaas van te maak? Dis waarom die maan nie van kaas gemaak is. So kom ons begin by die begin, broers en susters. Kom ons begin by die eerste poort. Hoor hoe begin Nehemia, hy sê, die hoëpriester Eljasib en sy amptsgenote, die priesters, het begin by die skaappoort. Nou wat jy moet onthou is, hierdie hoëpriesters was nie bouers nie, hulle was nie kontrakteurs nie. Hulle het in die tempel gewerk, hulle het sagte hande gehad, hulle was nie bouers nie. So goed jy sê vir my, ek moet nou 'n kerk gaan bou. Dit gaan 'n smash wees. Maar hier kom ons en ons lees dat die hoëpriester en die priester, sy amptsgenote, begin om die muur te bou. Nou dit is geweldig belangrik, broers en susters. Die hoëpriester, en ons gaan nou kyk na hom, het 'n geweldige belangrike rol in die geloofsgemeenskap van Israel gespeel. Hy was die leier, hy was die voorloper. En die volk moes geïnspireer word om hierdie muur te bou. Die volk moes iemand hê wat voorloop, wat uit hulle midde uit opstaan en sê, manne, dames, kom ons doen dit. En so begin die hoëpriester. Nehemia kom terug en hy sê, ons gaan die muur herbou. En die hoëpriester steek sy hand op en hy sê, ek en my amptsgenote, ons sal eers bou. Maar hier's die wonderlike. Let op, wat is die funksies van 'n hoëpriester? Hier begin ons met ons eerste deel van die simboliek van die bou van die skaappoort. Die hoëpriester het baie spesifieke funksies gehad in die geloofsgemeenskap van Israel. Die eerste ene is, hy was die middelaar gewees tussen God en mens vir hulle sondes. Een keer 'n jaar op wat hulle genoem het Yom Kippur, en jy het al baie keer die woord gehoor onder die Jode. Dit beteken die groot versoeningsdag. Op Yom Kippur het die hoëpriester in die tempel ingegaan en dan het hy agter die voorhangsel in die allerheiligste ingegaan en namens die volk geoffer, net een keer 'n jaar, een dag in 'n jaar vir hulle sonde. En dan het die hoëpriester as middelaar ingetree tussen die volk en tussen God. Aan wie laat u dit dink? Aan Jesus Christus, ons hoëpriester. Reeds met die bou van die skaappoort, en ons gaan nou kom by wat die skaappoort beteken, kom die beeld van die hoëpriester, Jesus wat die hoëpriester is, want dit is waar dit begin. As jy met jou geloofsreis begin, broers en susters, as jy vandag tot bekering kom, of jy het afgedwaal van die Here, is daar net een plek om te begin, en dit is by die skaappoort in jou lewe, dis by Jesus. Jesus is die een wat vir jou intree by God die Vader. Hy is die een wat die offer bring. En dis die tweede funksie van die hoëpriester. Die hoëpriester het offers gebring. Hy was verantwoordelik vir die offerdiens. Jesus is ons offerande. Die hoëpriester is die leier. Jesus is die hoof van sy kerk. Die hoëpriester is die een wat help in krisisse. Gewoonlik het die koning die hoëpriester gaan raadpleeg wanneer daar krisisse is. En so raadpleeg ons Christus. En daarom vanmôre wil ek hê, as ons begin en ons lees hierdie vers, moet jy onmiddellik hierdie woorde sien. Die hoëpriester het begin bou. Dit sê vir ons, waar begin jy bou in jou lewe? Jy begin bou by die ware hoëpriester, Jesus Christus. 400 jaar voor Jesus se geboorte, met die bou van die muur, begin dit by die hoëpriester.
Jou geloofsverhouding begin nêrens anders as by Jesus nie. As jy jou geloofsverhouding begin by jou eie behoeftes, ek wil Jesus volg want ek wil hê hy moet my wys in watter rigting my lewe moet gaan, of ek wil Jesus volg sodat ek gelukkig kan, broers en susters, dan begin jy op die verkeerde plek. As jy dalk lou geraak het in jou geloof, begin vanmôre by die hoëpriester, as middelaar, as verlosser tussen jou en God. Tweedens, die hoëpriester Eljasib en sy amptsgenote, die priesters, het begin by die skaappoort. Die eerste poort wat gebou word. Nou die skaappoort is 'n baie interessante en 'n baie belangrike poort. As jy nou kyk, jy moet in die Bybels gaan kyk, meeste Bybels het so 'n kaart van hoe die muur gelyk het. Hy sit aan die ooste kant van Jerusalem, sit die skaappoort. Hy sit by die ingang na die tempel toe. Dit is waar die offerlammers ingebring is om geoffer te word. Dis hoekom hy die skaappoort genoem is. Dis waar die skape ingekom het. Nou wat interessant is, dit is dieselfde poort waar Jesus, u onthou, hier aan die begin van Jesus se bediening in Johannes 2, stap hy eendag by die tempel in en daar's handelaars op die tempel en Jesus vat 'n sweep en hy slaan hierdie handelaars, hy jaag hulle weg juis om die tempel skoon te kry. Dit is by hierdie poort waar Jesus inkom om die tempel te reinig. Want jy sien wat gebeur by die skaappoort as jy jou hart, die skaappoort in jou lewe herbou. Jesus kom in jou hart in. En wat gebeur wanneer Jesus deur hierdie poort inkom in Jerusalem in? Wat gebeur as hy by hierdie poort inkom in die tempel in? Hy reinig die tempel. Hy is die offerlam. Hy is die lam wat deur hierdie poort ingebring word. En broers en susters, wanneer hy in die hart inkom, wanneer hy in die tempel inkom, reinig hy die tempel. In die eerste plek verdryf hy alle boosheid en sonde. As jy jou verhouding met die Here wil regmaak, verdryf die sonde en die boosheid uit jou lewe uit. Maak seker dat Jesus jou skoon was en die boosheid uitjaag. Die tweede ding is hy verander dit in 'n plek van gebed. Waar die tempel 'n rowersnes geword het, soos ons harte wat net boosheid bedink, so die tempel 'n rowersnes geword. Jesus kom en hy jaag hierdie mense uit en hy maak weer van die tempel, hy maak weer van jou hart wat dit veronderstel is om te wees, 'n plek van gebed. Derdens, maak hy dit 'n plek van genesing. Mense het na die tempel toe gekom om voor gebid te word vir genesing. Jy sien, wanneer Jesus in jou hart inkom, bring hy genesing van jou geloof. Maar hy bring ook genesing van jou verhoudings. Daardie gebroke verhoudings in jou lewe, wat 'n verhouding ook, dit bring genesing. Vierdens, die oomblik toe Jesus die tempel reinig, wat is die eerste ding wat gebeur? Dit word 'n plek van dankbaarheid teenoor God, 'n plek van lofprysing. Dis waarom ons by die skaappoort begin, broers en susters. Ons begin en ons bou op Jesus as ons middelaar, Jesus wat ons verlos het, hy wat die offerlam is, wat ingebring is by die skaappoort. Ons laat hom toe in ons harte, ons herbou hierdie poort, want weet jy, die kultuur van vandag sê vir ons, ag, daar is nie 'n hemel nie, en daar's ook nie 'n hel nie. Ag, weet jy wat, alles is oukei, jy sal nie geoordeel word eendag in jou lewe nie. Dis nie die waarheid nie. Ons het die verlossing van Christus in ons lewe nodig. En dis waar jou geloofsreis begin, by verlossing. En dan laat jy toe dat Jesus in jou hart inkom, dit waarvoor die skaappoort belangrik is, sodat hy jou hart kan reinig van boosheid, sodat hy dit kan verander in 'n plek van gebed, dat hy dit 'n plek van genesing, sagtheid, tweede kanse kan maak, sodat hy dit 'n plek kan maak van lofprysing. Want dan lees ons aan, jy ken hierdie Verimaak advertensies wat jy baie keer kry. Hulle sê mos jy kan hierdie besem koop en dan sê hulle but wait there's more. Die ding kan nog in die ronde draai en dan wait there's more. As jy een koop kry jy twee verniet. Dis amper as jy Nehemia lees, jy kry die idee but wait there's more. Die hoëpriester het begin en hulle die skaappoort gebou en dan lees ons
Hulle het die poort gewy en die deure gehang. Die ou vertaling sê, hulle het die poort geheilig en toe die deure gehang. Geheilig beteken, hulle het dit afgesonder vir God. Hierdie skaappoort was uitsluitlik bedoel vir ingang na die tempel. Die priesters het hierdie poort afgesonder en gesê, hierdie is God se poort. Wie heilig jou hart, broers en susters? Wie heilig jou lewe? Wie sonder jou lewe af vir God? Die Heilige Gees. Maar jy sien, ons onderdruk die werk van die Gees. Hoeveel keer vra mense, Rian, hoe hoor ek as die Here met my praat? Jy leer luister na die stem van die Heilige Gees. Jy laat toe dat die Heilige Gees 'n groter deel van jou lewe in besit neem. Dis wat dit beteken om jou af te sonder vir die Here. Want die Heilige Gees is in jou hart. Ons draai die volume van die stem van die Heilige Gees in ons lewens af. Want waarom hang jy deure in 'n muur? Om uit te hou. Om die vyand uit te hou. Om seker te maak, dit wat in jou hart inkom is rein en heilig en kom van die Here af. Dit is wat die werk is van hierdie skaappoort. Is jou lewe gewy, geheilig vir Christus? Is jou lewe, jou geloof gewy om hom te volg? En dan gaan ons nog verder. Daarna het hierdie selfe priesters, hierdie selfe hoofpriester, het hulle nog verder gebou tot by die toring van die 100 en dit gewy. Dit was die toring reg langs die tempel. Reg langs die skaappoort. Dit was so half die brose ingang van Jerusalem. Daar was die toring van die 100. Die toring van die 100 het een funksie gehad. Daar was 100 soldate opgewees. Die toring van hierdie funksie was om seker te maak wie in die stad inkom. Hulle het verdedig en seker gemaak dat die mense wat in die stad inkom, wat op pad is tempel toe, met rein idees, gedagtes en bedoelings inkom. En my vraag is, wat laat jy in jou lewe toe? Wat laat jy toe om in jou hart in te kom? Wat laat jy toe om in jou gedagtes in te kom? Wat kyk jy op sosiale media? Hoe laat jy toe dat sosiale media jou lewe beïnvloed? En ek weet ons jong mense hou nie daarvan nie, maar ons moet die vraag vra. Die hele tyd as ek kyk na ander mense se Instagram en Facebook profile en TikTok video's, het jy al agtergekom, hulle lyk almal heeltyd so bly. Dit lyk altyd of hulle lewe so goed gaan. Dis besig om die moraal en die selfbeeld van ons samelewing af te breek, want ons lê nie meer ons identiteit in Christus nie, ons lê ons identiteit in hierdie mense om te sê, maar hoekom lyk my lewe nie so nie? Ek wil vir ons jong mense en al ons mense vra wat op hierdie platforms post, hou op lieg vir die wêreld. Hou op vir die wêreld probeer wys dat dit net goed gaan met jou. Klim eerder van die goed af. Hou op om vir die wêreld 'n wanvoorstelling te gee van wie jy is. Beskerm wat in jou lewe inkom wanneer jy ook sosiale media gebruik. Depressiesyfers is besig om deur die dak te skiet, broers en susters, oor sosiale media. Kinders, seuns en dogters modelleer hulle liggaamsbou op grond van mense op sosiale media. Op hierdie kantige, plastiese vreugde. Dis waarvoor die toring van die 100 is. Maak baie mooi seker wie jy toelaat in hierdie poorte. En dan gaan ons aan, ons is amper klaar. Verder bou hulle tot by die Gananel-toring. Die Gananel-toring is 'n baie interessante toring. Hy is so bietjie meer noord as die toring van die 100. Nou die uitsig van die Gananel-toring is ongelooflik belangrik. Jy moet onthou, God sien 400 jaar in die toekoms in.
Die Hananel-toring kyk uit op 2 belangrike historiese sites, plekke. 1, Golgotha. 2, die tuingraf. En die woord Hananel beteken die genade van God. 400 jaar voordat Jesus sterf op Golgotha, bou God die muur en hy sit 'n toring aan die noorde kant wat uitkyk op Golgotha waar Jesus gekruisig sal word, wat uitkyk op die tuingraf waar Jesus begrawe sal word en die dood vir jou en my oorwin. Want dit is waar ons lewe vreugde vind. Want wanneer ons deur die skaappoort gaan, het ons die toring van die 100 nodig om ons te beskerm, maar ons het die Hananel-toring nodig om die kruis en die leë graf raak te sien. Verstaan jy as ek sê God is wow? 'n Laaste ding oor die skaappoort is iets wat ons nie raak lees hier nie. By al die ander poorte sal jy sien, lees ons en hulle het die sluitblokke ingesit. 'n Sluitblok is daai horisontale balk wat jy so insit, hy't sulke hakkies wat maak dat die deur toe is. Jy kry dit nie by die skaappoort nie. Die belangrike rede is die simboliese betekenis, hierdie poort staan altyd oop. Dit verwys na die ewige lewe. Stefanus wat uitroep en sê, kyk ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Dit is wat die skaappoort bring. Die skaappoort bring die geopende hemel bo jou. Dit is waarom hy nie 'n sluitbalk het nie. Hoe amazing is dit? Ek gaan baie kort wees oor die volgende gedeelte. Die manne van Jerigo het die volgende stuk gebou, en dan die seuns van Imri, en dan lees ons die Sena familie het tot by die vispoort gebou. Dis die tweede poort. Ek gaan baie kort wees oor die vispoort. Nadat jy by die skaappoort stil gestaan het, broers en susters, is die tweede poort waarheen jy jou pelgrimstog moet onderneem, die vispoort. Die vispoort is so aan die noorde kant, so amper noordwes in die muur. Nou wat belangrik is van die vispoort is, hy was by die vismark gewees. Dis hoekom hulle hom die vispoort noem. Die visse van Galilea af is ingebring deur die vispoort. En nou kan ons net dink wat alles by die see van Galilea gebeur het. Maar hier's die belangrike ding waarom die vispoort belangrik is. Jesus sê in Matteus 4 vers 19, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Want broers en susters, as jy jou entoesiasme vir die Here wil hou, as jy wil hê die entoesiasme vir die Here moet in jou lewe borrel, moet jy dringend die vispoort in jou lewe bou. Want as jy net die Here ontvang, as jy net stil staan by die skaappoort en jy maak nie vissers van mense rondom jou nie, is jy soos die dooie see. Jy het 'n invloei, maar niks vloei uit nie. Die minerale bly agter, maar die see en die water is brak, niks leef daarin nie. 'n Belangrike ding van die vispoort wil ek vanmôre koppel aan ons kerkgebou. Elke jaar doen ek dit met ons belydennisklas en ek sê altyd vir hulle, ons sit daar op die galery, en sê ek vir hulle, kyk na die rangskikking van die banke in ons kerk. En jy kan dit doen, jy sal sien as jy agter staan, dan sien jy dat al die banke in die kerk is so ontwerp dat hulle reguit na die kansel toe kyk. Hulle kyk nie na die predikant nie, hy kyk na die kansel. Die kansel is die simbool van die woord van God staan sentraal. Die Bybel is God se woord en jy stap in die kerk in om jou hele lewe soos 'n filter, want dis die beeld wat jy kry as jy instap, is 'n filter, is soos 'n trechter, alles kom na een plek toe. Jy bring jou lewe, dit wat jy in die week gedoen het, en jy gooi dit in die trechter en dit word alles na die woord van God toe gebring om gemeet te word. As jy in die kerk instap, gooi jy jou lewe in die trechter na die woord van God toe. Maar wat gebeur as jy uitstap? Doen nie self 'n guns en kom staan hier op die kansel vir oggend. Dit lyk soos 'n megafoon. Want jy sien, wanneer jy jou lewe gebring het na die trechter van die woord toe, dan verander die Here jou. Maar wanneer jy uitstap, word jy die megafoon van God se genade. Jy word die visser van siele. Dis hoe kerke ontwerp is. Dis die simboliek van die banke.
Dis nie net prakties nie. Dis om te sê, jy bring jou lewe na die woord van God toe en jy stap uit as 'n visser van mense wat die evangelie soos 'n megafoon gaan verkondig. Dis wat die vispoort beteken. Gaan en wees vissers van mense. Anders gaan jou geloof in jou doodgaan. My vraag is dit: hoeveel visse het jy al vir die koninkryk gevang? Hoeveel visse het jy al na hierdie markplein, deur hierdie vispoort, na God se koninkryk toe gebring? Ek sluit af. Wanneer 'n mens God se woord lees, borrel die almag en die wonder van God in ons op. En in hierdie Pinksterreeks gaan ons na ons eie geloofslewe kyk. Gaan ons vir onsself vra, hoe herbou ek dit wat in my lewe vernietig is? Hoe herbou ek die poorte wat afgebreek is deur die vyand in my lewe? En ek wil vra, begin vanmôre by die skaappoort. Loop vanmôre tot by die vispoort. Mag die Here ons seën op hierdie pelgrimstog vir die volgende week. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat U almag so groot is dat U 400 jaar vooruit sien. En 2000 jaar later ons net sprakeloos laat. Here, ek wil vra dat U sal kom, Heilige Gees, toe U uitgestort is in Jerusalem, en ook in ons harte, dat U hierdie poorte wat die wêreld afgebreek het, sal oprig. Ek wil vra, Here, dat U weer die skaappoort in ons lewe, die plek, die ingang sal maak. Dat ons sal fokus, Jesus, op U as middelaar, en ons vreugde daarin vind. Dat U die toring van 100 sal herstel, dat ons baie versigtig sal wees, wat ons in ons lewens toelaat. Maar ook, Here, dat ons op die Gananel-toring sal staan, en sal uitkyk op Golgotha, en op die tuingraf. Maar Here, vat ons ook vanmôre hier uit, dat ons vissers van mense sal wees, dat ons die draers van die boodskap sal wees, in 'n land, in 'n dorp en in 'n wêreld, wat U dringend nodig het. Here Jesus, ons bid dit vanmôre in U naam alleen. Amen. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, the major lifts, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith
Ewert Willemien baie nee. Ek wil sê dankie vir hierdie lied broers en susters. Hierdie lied van Leonard Cohen, ek dink nie daar kon 'n beter lied gewees het om gekies te word nie. Leonard Cohen skryf hierdie lied op baie moeilike tyd in sy lewe. En as ons die evangelie van Christus in 'n lied wil saamvat, is dit hierdie lied. Leonard Cohen begeer om sy halleluja na die Here toe te bring. Sy lof. En hy sê in hierdie lied, al wat ek bring is 'n gebroke halleluja. My beste wat ek gee vir U Here is 'n stikkende, gebroke halleluja. En elke keer as ek hierdie lied luister, dan dink ek aan my eie lewe en dan dink ek, dis die beste wat ek kan doen. Maar God het sy beste vir my gegee, sy seun. So dankie vir hierdie lied. Dit tref my altyd diep as ek dink aan hierdie woorde van Leonard Cohen, toe hy hierdie lied Halleluja gesing het. En al wat ons het, is 'n gebroke, stikkende halleluja, wat ons na die Here kan bring. Broers en susters, kom ons sluit af vanmôre met lied 450. En hier, in hierdie lied wat ons gehoor het, in hierdie poorte wat ons besoek het, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n aardse stem? Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God as en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Kom ons sluit af, lied 450 vers 1 en vers 2 staande. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en sal met u bly. Amen.